Ek wil vanaand met u gesels oor die aard van ons geestelike lewe of die aard van die geestelike lewe. As hierdie ding nou meer af. Kom, hier wil ek praat. Hey. Hulle moet reg. Sukkel met tegnologie sal ons sukkel. Was julle krag ook afgehoor? Ja. Kom ons kyk hier so die aard van geestelike lewe. Die lewe behels meer as net 'n fisiese bestaan. Dit sluit die mensdom se verhouding met God in. Mense kom geestelik tot lewe alleen deur die geloof in die verlossingswerk van God in Jesus Christus. Hierdie geestelike lewe is net 'n voorsmaakie van die lewe wat gelowiges uiteindelik ten volle in die nuwe hemel en die nuwe aarde sal geniet. Lewe in die gees beteken om in pas te bly met die aansporings en leiding van die Heilige Gees en altyd oop te wees vir die gawes en vir bemagtiging. Nou bemagtiging beteken, kom ons vat die gawes en bemagtiging. God gee vir ons gawes, hy gee vir ons geskenke, hy gee vir ons gifts. Dit is wat ons kry. Met ander woorde, dit is die geestelike gawes wat hy oor ons uitstort. En dan die bemagtiging is hy ordineer ons. Hy gee vir ons die krag, hy gee vir ons die autoriteit om te doen met dit wat hy vir ons gee, met die gawes, en hy bemagtig ons daardeur om die werk vir hom te doen. Kom ons kyk na die aard van die geestelike lewe. Die heel eerste plek is dit 'n nuwe lewe. Die aard van 'n geestelike lewe is 'n nuwe lewe, want ons kom uit die natuur uit die vlees uit, van die ou mens af, en ons kom in 'n nuwe lewe in Handelinge 5 vers 20. Hy sê, gaan jy staan en vertel in die tempel aan die volk al hierdie woorde van hierdie lewe. Die lewe wat hy hierso van praat is van die ewige lewe. Dit is wat Paulus hulle daar sê. Dit daar sê ook vir jou 1 Timoteus 6 vers 19, hy sê dit is die ware lewe. Onthou, Jesus het gesê, hy sê ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Hy sê wie in my bly sal lewe al het hy ook gesterwe. Amen. Hallo, is julle hierso? En vir 1 Timoteus 6 vers 19 sê, en vir hulle is 'n skat weggelê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. So daar sien ons kry die ewige lewe. Dan die derde ding daarso is, dit is 'n oorvloedige lewe. Romeine 5 vers 21. Hy sê, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Met ander woorde, ons moet verstaan, dit wat ons kry, die geskenk wat ek en jy kry, die gift wat ons kry, die prys wat ons kry, as ons sterwe, is die ewige lewe. En nou, ek wil nou net sê, alweer nou vanmôre gepraat oor iets hierso, ek sê ja, want baie van die predikante jok, want hulle sê, die mense is nou in die hemel, en daai ding bestaan nie. Ek wil net dit regstel. Kom ek sê vir julle, ek wil dit net gaan verduidelik. Ons gaan na een van twee plekke toe. Ons gaan of hemel toe, of ons gaan hel toe. Okay? Maar luister nou, die hemel, die paradys is die voorpoorte van die hemel. Want Jesus het vir die sondaar op die kruis gesê, voor vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Okay. Die hel beteken die doderyk. Okay. Met ander woorde, die doderyk daarso wat ons van praat is, die doderyk is die voorpoorte van die poel van vuur. Ons moet dit verstaan. So daar is klare scheiding gemaak ten opsigte van die mense wat sterf sonder Christus en die mense wat sterf in Christus. Nie met Christus nie, in Christus. Want ek en jy sterf in die vlees met Christus. As ons tot wedergeboorte kom en as ons groot gedoop word.
Goed, kom ons kyk, die oorsprong in die aard van geestelike lewe. Geestelike lewe is die werk van die Heilige Gees. Ek en jy kan nie net besluit, luister, ons gaan nou 'n geestelike lewe lei nie, voordat ek en jy nie kom op die punt wat ons sê, maar Jesus, ek neem U aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. Nou, Johannes 3 vers 8. Hy sê die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom nie en jy weet ook nie waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Ons luister nou mooi daarso die vergelyking wat hy tref. Hy sê die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waarheen hy kom of waarheen hy gaan nie. En dit is presies met ons geestelike lewe ook so. Ons weet nie, ons weet net ons kry die Heilige Gees. Ons weet waarvan af die Heilige Gees kom. Die Heilige Gees kom van die Vader, die Seun en dan die Heilige Gees af, van God die eenheid. Maar ons weet nie waartoe gaan die Heilige Gees my en jou vat nie. Hoor julle mooi wat ek sê? Ons weet nie waarheen ons gaan nie. Tot die Here kom en hy sê vir ons deur die Heilige Gees waarheen ons op pad is. Ek is geroep om in die bediening in te gaan toe ek 19 jaar oud was, toe sê ek vir die Here, ek dink dit is, hy maak die grootste fout van sy lewe, want ek wil nie met mense werk nie. Ek hou nie van om met mense te werk. Veral nie met kerkmense nie. Dit is nou maar so. En 20 jaar later, toe moes ek my nie buig voor die Here, en vir ons sê, Here, U is eintlik heeltemal reg, ek moet met mense werk. En dit is hoekom ek vandag hier so staan, om met mense te werk. Ek wil eerder met eisters en houte en allerhande ander goed werk, en die goed, en dan weet ek, as ek kwaad word, dan slat ek vir hom met vol duike, en dan weld ek op jou op, en whatever ook al. Maar ek kan dit nou nie met julle doen nie, want ek kan julle nie hoef jou opweld, as ek julle gebreek nie. En dit is waar die moeilikheid kom, dit is waar dit moeilik raak. Dit is nou nie moeilik nie, maar dit was vir my in die begin moeilik, om met mense so te werk. Hy sê, so is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou, geestelike lewe verenig gelowiges met Jesus Christus. Efesiërs 2 vers 4 tot 5 sê vir ons, hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het. Onthou, hy het ons eerste lief gehad. Hy het ons eerste lief gehad. Daarna, toe hy nou in ons deur van ons harte van verstand kom klop, nie hierdie hart nie. Toe maak ons deur oop hierso, in ons gedagtes, in ons verstand, maak ons dit oop en ons aanvaar Jesus as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Nou het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook tot ons dood was deur die misdade. Met ander woorde, ons was absoluut reguit op pad hel toe om in die poel van vuur gewerp te word. Dit is waarheen ons op pad was. Maar hy het ons lewend gemaak saam met Christus. En nou wys hy vir ons, hy sê nou daarso, uit genade is ons gered. Ek en jy is uit genade uitgered. Nie deur enige werk wat ons gedoen het nie. Absoluut net deur genade. Nou geestelike lewe maak gelowiges die kinders van God. Kom ons kyk Johannes 1 vers 12 tot 13. Hy sê, maar almal wat hom, Jesus, aangeneem het, aan hulle het hy, Jesus, mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Wie se naam is daai? Jesus Christus. Hy sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man is nie, maar wat uit God gebore is. Amen. Geestelike lewe bring ook mense om
God te ken. Johannes 17 vers 3, hy sê, en dit is die ewige lewe. Wat is die ewige lewe? Hy sê dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is die ewige lewe. Want as ek en jy nie glo in Jesus Christus en hom aangeneem het as ons persoonlike verlosser en zaligmaker, dan kan ons nie deel wees van hierdie setup nie. Dan kan ons nie deel wees van die gelowiges nie. En geestelike lewe bring geloof tot stand, Johannes 11 vers 25, hy sê, Jesus sê vir haar, hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wat moet ons doen? Ons moet in God glo. Ons moet in die Vader, die Seun en die Heilige Gees glo. Nou sê ek vir jou, ons moet in pas bly, of om in pas te bly met die Heilige Gees. Daar sekere dinge wat ons moet doen. 'n Nuwe manier van lewe word moontlik gemaak, as ons in pas bly met die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 25. Hy sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Met ander woorde, as ons deur die Gees lewe, dan kan ons nie anderste as om deur die Gees te wandel. Want ons moet dan, ons kan nie anderste nie, bedoelende, ja, ons het 'n keuse of ons wil of nie, maar die keuse wat ek en jy maak om Jesus aan te neem, maak dan ook daarvan die pad oop vir ons om in die Heilige Gees te wandel. Wat vir ons sê, ons sal deur die Gees loop. Here, waar u my wil hê, sal ek wees. Waartoe u my wil stuur, sal ek gaan. Wat u wil hê om te doen, sal ek gaan doen. Dit is hoe dit veronderstel is om te werk. Slawerny aan die geskrewe wet word beëindig. Romeine 2 vers 29. Nou, slawerny aan die wet. Nou gaan ons terug, ons gaan na Moses toe, wat die wet op die berg gekry het, en dan het hy ook self praat van 10 gebooie, en dan het hy ook self wette geskrywe, om nou die volk van die Here te leer wat dit is, wat hulle moet doen, en wat hulle nie veronderstel is om te doen nie. Nou kom ons, nou sê hulle, wat nie ek of jy kan, almal van julle het al bestuur, nee. Kom, het almal van julle al bestuur. Ek weet van julle bestuur nog steeds, maar het jy al ooit die spoedgrens oortree? Nou mag jy nie lieg. Baie dasse, dankie Marie, baie, en jy Corrie? Ja, net eenmaal. Net eenmaal? Ek kan dit nie glo nie. Ja, by die robot. By die robot nogal. Nee. Kom ons kyk daar so. Met ander woorde, wat wil ek sê daardeur? Die wet, ons kan maak wat ons wil. Daar's wette, maar ons oortree die wet. Dit is nou maar net hoe dit werk. Hoekom? Ek sal jou sê hoekom, want ons is hardnekkig. En dan as ons die speedfine kry, dan is ons kwaad. Waar kom die kamera nou vandaan? Of as die speedkop jou aftrek, dan is jy nou kwaad vir die speedkop. Jy is nie kwaad vir jouself nie. Jy is kwaad omdat jy gevang is, want jy was stout gewees. Dit is wat gebeur. Kom ons kyk daar. Hy sê, maar hy is 'n Jood, wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Die letter beteken die letter van die wet. Sy lof is nie uit mense nie, maar dit is uit God uit. Dit is wat ek sê, die geskrewe wet is heeltemal nie gekanselleer nie, dit is heeltemal beëindig. Nou, gehoorsaamheid aan God word ook moontlik gemaak. Kom ons kyk, Romeine 8 vers 4. Hy sê, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die vlees. As ek en jy die Here dien in gees en in waarheid, kan ons nie anders as om gehoorsaam te wees aan
God en dit wat hy vir my en jou gee. Ons kan nie anders doen. En onthou weer wat ek sê, en ek sê dit baie, ek en jy kan nie in God se teenwoordigheid ingaan en onveranderd daar uitkom nie. Daar moet absoluut 'n verandering in ons wees. Maak nie saak hoe klein dit is of hoe fyn dit is nie, maar daar sal 'n verandering binne in my en jou plaasvind. En 'n dieper eenheid word ook aangemoedig. Kom ons kyk Efesiërs 4 vers 3. Hy sê, en ons moet ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. So, ons moet nie in onvrede met mekaar lewe nie, ons moet in vrede met mekaar lewe. Want die woord van die Here sê ook vir ons, jy kan nie sê jy is lief vir God en jou broeder haat nie. Ons kan dit nie sê nie, want dan is dit heeltemal teenstrydig met wat God van ons verwag en wat God vir ons sê. Kolossense 2 vers 13, hy sê uit julle, wat dood was deur die misdade, met ander woorde deur die sonde, en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Hoe dit gebeur? Hoe is ons van ons misdade vergeef? Hoe is ons vergewe van ons misdade? Jesus Christus het aan die kruis vir my en jou gesterf. Dit is wat dit is. En ek sluit af met hierdie skrif nou. Hy sê, krag en bemoediging word ontvang. Handelinge 9 vers 31. Hy sê, en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Met ander woorde, die mense wat die Here begin dien, het meer geword en meer geword en meer geword. Dis nou nie soos ons wat nou hier so staan, verhoore was soos 41, hierso, en vandaag is ons net 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou daar mense weggeraak. Ek is bly julle is hierso. Ek is verskriklik bly julle is hierso. Want dit is so baie moeilik gewees as ek vir myself gepraat het. Amen. Ek lees weer daar. Hy sê die gemeentes deur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede gehad. Met ander woorde, daar was geen struwelinge en argumenteerdery en onvrede en so tussen die gemeentes nie en veral nie tussen die mense in die spesifieke gemeente self. Almal was eendragtig en een van haar by mekaar, want hy sê daarso, hy sê, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here, dit is die ander punt, onthou wat ek ook hier opgesê het, is ek en jy gee baie maklik, omdat ons baie gemaklik is, gee ons vir Jesus baie maklik 'n klap in sy gesig terug, met die dinge wat ons doen deur die loop van die dag. Ons is veronderstel om 'n vrees van die Here te hê. Nie 'n vrees van daai fobia vir die Here nie, maar 'n vrees, 'n heilige vrees, wat ons weet, hy is ons Vader. Hy is die een wat in die Here is, nie ek en jy. En daarmee gaan ek afsluit. Volgende week Sondag, dan gaan ons 'n bietjie verder, en dan gaan ons praat oor gawes vir diegene wat in die Gees leef. Amen.